Goeiemôre. Soos altyd vir my 'n wonderlike voorreg om op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 23 Mei 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. En ek herhaal myself, ek praat eers met myself. Wil jy en ek ook nog mense behaag? Liewe mens, die Bybel is baie duidelik. Galasiërs 1:10. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? Dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Jy sien, liewe mens, wie is jou en my eerste prioriteit? Is dit nie veronderstel om te wees ons hemelse Vader nie? Is ons nie veronderstel om in sy voetspore te loop nie, te volg nie? Jy sien, want ek kan my indink dat ons nou vanaand dalk miskien die rugby gaan kyk, en my vriende is daar by my, en ons braai, en dit gaan net al te lekker, en die een drankie word uitgegee na die ander een toe, en so gaan hulle aan. En dan sê Habakuk 2:15 vir ons, wee die een wat aan sy naaste drank gee. Met ander woorde, smarte sal jou tref, as jy vir jou mense, of jou medemens, jou naaste, gaan drank gee. Nog 'n voorbeeld, byvoorbeeld, jou vriende is daar by jou, en ewe skielik word daar besluit, nee wat, ons gaan gou 'n bietjie daar na die casino toe, ons gaan 'n bietjie dobbel, dis ons my pelle hierdie, ons kan ons nou maar bietjie gaan vrolik wees en die aand geniet. En tog sê Spreuke 4 vers 14 en 15 vir ons baie duidelik, kom nie op die pad van die goddelose nie, en betree die weg van die slegtes nie. Vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk daarvan af en gaan verby. Want jy weet net so goed soos ek, om te dobbel is nie Bybels korrek nie. Daarom moet ons nie toelaat dat die Satan ons so beïnvloed, dat ons die knie gaan buig voor die koning van duisternis, in plaas van om op te staan vir die waarheid. Want dan sê daai Galasiërs 1:10 vir ons, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie, as ek al hierdie verkeerde dinge doen. En dit was nou maar 2 voorbeelde wat ek genoem het, daar is legio voorbeelde. Doen ek dit net om my vriende te behaag? Om hulle guns te wen? Of is dit vir my meer belangrik om in die voetspore van Jesus Christus te volg? Hoor 'n bietjie wat sê 1 Kolossense 2 vers 4. Die opskrif van daardie gedeelte gaan oor hoe Paulus sy bediening onder die Tessalonisense uitgeoefen het. Vers 4 sê, maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons. Met ander woorde, die waarheid, het Paulus die waarheid gepredik. So spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Ons koning weet wat die diepste motiewe van ons harte is. Praat jy en ek die waarheid? Verkondig ons die waarheid? Loop ons in die spore van daardie waarheid? Of is dit ook maar 'n kwessie van, nee, ek kan so 'n bietjie afwankel hierso, net om my vriende te behaag? Liewe mens, die Here ken elke gedagte van jou en van my. Hy weet presies wat in jou en in my gewete en in my motiewe aangaan. Daar's niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. Wie wil ons waarlik behaag? Moet ons nie uitkom by Galasiërs 2:20, want ek is met Jesus Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Jesus Christus leef binne in my. Is dit nie waar jy en ek moet uitkom nie? En ek praat eers met myself, liewe mens. Ons kan, dit bly net elkeen van ons se persoonlike keuse. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.